Gemeente, ons skriflesing kom vanoggend uit 'n baie bekende teks, Spreuke 8, en ek glo dat u al hierdie teks gelees het. Maar voor ons hierdie teks lees, laat ons net ons hoofde buig in gebed en die Heilige Gees innooi. God van vreugde, u wysheid sing u woord. By die kruispaaie waar menslikheid en goddelikheid ontmoet. Here, u nooi ons in u vreugdevolle wese waar u elke dag begin. Alle onderhouding, elke verlossing, ken en daarin geken word, sodat ons u eenheid kan beliggaam. In die uiteenlopende verdiepings of bedienings wat u aan ons toevertrou. Werklik u drie enige majesteit kan weerspieël in die geloof wat doen, in die hoop wat nie teleurstel nie, en in die liefde wat volhard. Amen. Spreuke 8, ons gaan doen verse 1 tot 4 en dan ons kernteks 22 tot 31. Dit lees as volg: Dit is die wysheid self wat roep. Dit is insig wat haar stem laat hoor. Op die hoogtes langs die pad by die kruispaaie gaan sy staan, langs die stadspoorte by die ingange skree sy dit uit. Ek roep na julle, mense, ek roep na julle, na alle mense. En dan verse 22 tot 31. Die Here het my geskep. Hy het met my begin. En ek is die eerste wat hy gemaak het, lank gelede. Ek is lankal daar, van die begin af, voor die aarde daar was. Ek het gekom toe die groot waters nog nie daar was nie, toe daar nog nie fonteine vol waters was nie. Voor die berge hulle plek gekry het, voor die rande het ek al gekom. Voor die Here die aarde met sy vlaktes gemaak het, voor hy selfs die eerste grond gemaak het. Ek was daar, toe hy die hemel gewelf opgerig het, toe hy die horison oor die see afgemerk het, toe hy die wolke daarbo gesit het, die fonteine onder die diep water laat uitborrel het. Ek was daar, toe hy vir die see sy grens vasgestel het, die waters aan sy wil ontwerp het, toe hy die fondamente van die aarde afgesteek het. Ek het my kennis by hom gekry. Ek was elke dag sy vreugde. Die hele tyd het ek dit by hom geniet. Ek het my verlustig in die wêreld wat hy gemaak het. Die mense was vir my 'n vreugde. Tot sover die gelese woord van ons Here Jesus Christus. Julle, ons vier vandag Drie-eenheid-Sondag, waar ons tema vandag gaan wees, wysheid is tydloos. Dit kom van God. Geliefdes gemeente, die laaste verse van Spreuke 8 verse 22 tot 31, waarop die klem in ons preekskets vandag val, is 'n pragtige en 'n kunstige gedig, wat die verhouding tussen wysheid en Jahwe, God, beskryf. Soos algemeen bekend is, word wysheid in Spreuke deur 'n vrou voorgestel. En reeds in hoofstuk 1, verse 7 word dit aangedui: ontzag vir die Here is die begin van kennis. Wysheid en vermaning, net sotte verag dit. Geliefdes, ons as mens het 'n diepe behoefte om iets van ons werklikheid te probeer verstaan. En as ons rondom ons kyk en hierdie dinge waarneem, sien ons hierdie allerhande wonderlike en misterieuse dinge. Ons wonder, waar kom al hierdie dinge vandaan? Alles wat ons rondom ons sien, maar ook, waar kom ek en u vandaan? Hoe het dit gebeur dat die menslike, die intelligente lewe op 'n bondeltjie rotsmassa in die heelal tot stand gekom het? Hoe het alles gebeur? Sommige mense van ons sê dat dit presies hierdie menslike nuuskierigheid is wat die natuurwetenskappe voordryf. En dan met al hierdie insig en met al hierdie wysheid en ondersoekmetodes en instrumente wat ons oor die eeue heen ontwikkel het, soek ons eintlik antwoorde op die groot vraag: waar kom alles vandaan? Hoe steek hierdie dinge in mekaar? Hoe het dinge ons as mens in kluis ontwikkel tot waar dit vandag is? Of ons
as gewone leuke en of ons as natuurwetenskaplikes dan hierdie vraag stel. Ons staan saam voor die groot misterieuse, wonderlike natuurlikheid van die werklikheid. Geliefdes, dit is tog interessant dat baie mense deur die eeue in verskillende kulturele kontekste ook tot die waarneming gekom het dat daar meer is as hierdie werklikheid. Dat daar meer is wat ons met die oog en met die oor en net met die natuurwetenskaplike instrumente en eksperimente kan waarneem. Mense van toentertyd af, deur die eeue, raak ook bewus van hierdie groter werklikheid as die fisiese en die waarneembare werklikheid. So in verskillende godsdienste word hierdie werklikheid dikwels God, Jahwe genoem. Ons as mense word deur ons lewenservarings en waarnemings, ons word bewus daarvan dat hierdie werklikheid nie sommer op sigself bestaan nie, maar dat daar 'n groter hand in wie se sorg en onderhouding ons opgeneem is. Geliefdes, tog is dit juis hierdie uiteenlopende waarnemings waarin ons debatte dikwels vasval. Waar pas hierdie groter werklikheid in? Waar pas God in die prentjie van die werklikheid in? Of hoe ruim ons natuurwetenskaplike waarneming van allerhande wonderlike dinge met ons bewuswording van God, wat al hierdie dinge onderhou en wat vir ons dra en ons versorg en vir ons liefhet? Om hierdie vraag te beantwoord, wil sommige van ons God uit die prentjie uitskakel en daarmee die natuurwetenskaplike waarnemings, hierdie absolute bron van ons kennis maak. Ander wil weer die natuurwetenskappe uitskakel, omdat hulle meen, hulle moet getrou bly aan die bewuswording van God se onderhouding van alle dinge. Geliefdes, hoe kies ons? Hoe kan ons aan die een kant uiting gee aan ons menslike nuuskierigheid en oor alle dinge en dan die navorsing en die waarnemings van die werklikheid, maar ook aan die ander kant ons belofte om met ons hart te kan glo. Ek glo in God die skepper van die hemel en aarde. Geliefdes, dit is nie net ons moderne mense wat hierdie vraag vra nie. Ons is beslis nie die eerste wat wil weet wat die fisiese werklikheid en ervaring van God met mekaar te doen het nie. Nee, gemeente, daar was die wysheidsleraars van die Bybelse tyd en hulle het al baie jare terug hierdie vraag gestel aan mekaar. Daar was hierdie groot rolle in die godsdienst van die ou Israel, naamlik die van die priesters, die profete en die wysheidsleraars. So die priesters het aangedui hoe die kultiese diens aan die Here moes verloop deur hulle offerandes, feeste, sabbate en sovoorts. En dan was daar die profete wat moes die Here se wil vir sy volk in bepaalde en meestal die politieke omstandighede moes vertolk. Maar ons staan 'n bietjie stil vanoggend by die wysheidsleraars wat egter hierdie denkers, die filosowe van Israel was. Hulle het gewonder oor hoe pas mense as die godsvolk in die orde van God se skepping in? Waar pas ons in? En hierdie wysheidsleraars het antwoorde op hierdie vraag gesoek deur die werklikheid waar te neem. Nie die koue, kille waarneming nie, maar deur hulle ervaring van die orde van die werklikheid voor die aangesig van 'n groter werklikheid wie Jahwe was. Geliefdes, hulle het hierdie waarnemings dan in die taal van hulle tyd verwoord. Hulle wou hulle verantwoord te midde van die omringende volke wat ook sulke denktradisies gehad het. Hulle wou dit doen deur in gesprek te tree met ander tradisies. Vir die skrywer van Spreuke begin wysheid met die dien van die Here in hierdie werklikheid. Die wysheidsleraars wat in Spreuke aan die woord is, hulle loop die waarneming van hierdie werklikheid en die bewussyn van die Godheid Jahwe hand aan hand. Hulle skryf nie oor met koue argumente nie, maar in 'n belydenissstaal. Ons hoor hierdie belydenissstaal in ons teks in Spreuke 8. En hierdie is ook deel van 'n aantal tekste waarin die wysheid as 'n vrou voorgestel word. Geliefdes, soos ons gesien het,
word die toonaard gekenmerk deur die speelsheid en die opgewektheid. In digterlike taal word dit hier verwoord vir ons in Spreuke 8. Verse 22 en 29 beskryf dat die wysheid reeds daar was, toe alles deur die Here gemaak is. Verse 30 en 31 beskryf op 'n pragtige wyse dat wysheid as en ware aan die speel was by die voete van ons Vader, van die Skepper, Jahwe. Wysheid is die vaardige kunstenaar, die oogappel waarin God hom verlustig. Hierdie is 'n digterlike manier om uit te druk hoe die natuurlike werklikheid met God in verband staan. Gemeente, dit is juis hierdie wysheid wat hierdie twee werklikhede met mekaar in verband kan bring. Wysheid kan op 'n speelse manier haarself verlustig in hierdie geskape werklikheid. Ons sou kon sê dat wysheid dan hemel en aarde by mekaar bring. Geliefdes, die wysheidsleraars was ook nie die laaste wat nagedink het en geskryf het oor die verhouding tussen die natuurlike werklikheid en God nie. Daar was boeke soos Sirach en die wysheid van Salomo wat skryf op hierdie filosofiese wyse dat Spreuke 8 eintlik wys hoe die Torah, die wet van die Here, die geskape werklikheid orden. Maar ook die Nuwe Testamentiese skrywers en die vroeë Christelike getuies praat hieroor. Johannes 1 begin byvoorbeeld soos volg: in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was aan die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Geliefdes, ons as Nuwe Testamentiese gelowiges weet natuurlik van wie hier gepraat word. Van Jesus Christus wat al daar was, nog voordat alle dinge gekom het. Die wysheid wat die logos is wat die mens geword het. Weereens was hierdie 'n manier om in die taal en die denkwêreld van die tyd iets te probeer sê oor hoe die waarneembare werklikheid en die goddelike werklikheid saamkom. Hoe hemel en aarde in verhouding staan, hoe God en mens, geloof en wetenskap in verhouding staan, en soos met die wysheid verlustig God hom in Christus. Wie die logos is, die woord is in die mense en in die skepping. Gemeente, hierdie ryke tradisie wat uit die Ou Testament kom en wat in die Nuwe Testament op 'n eie manier waargeneem word, kan ook voort in die Christelike kerk se belydenisse en belydenisskrifte voorkom. Dit is betekenisvol dat die vroeë kerk dit juis belangrik dan vind om te bely dat God die skepper is van hemel en aarde. Dit is nie 'n wetenskaplike taal nie, maar 'n belydenisstal. Die vroeë kerk het reeds besef dat hierdie belydenisstal die beste manier is om oor die misterie van God en die natuurlike werklikheid te kon praat. Ja, geliefdes, waar laat dit ons met ons moderne debatte oor geloof? Ons moderne debatte oor hierdie wetenskap. Wel, ons val so dikwels vas, omdat ons die speelsheid, die digterlike en die belydenisstal verloor het om te praat oor die verhouding tussen hierdie wetenskap en ons geloof. Ons taal word dikwels gekenmerk deur hierdie rasionele argumente met 'n bepaalde verstaan van die waarheid en die leuen. En wat merk die rigiede kategorieë dat dit of die een of die ander moet wees? Dalk het ons die vermoë verloor om te kan sing, om te kan dig, om te kan bely, en om in bewondering te wees oor hierdie onbegryplike werklikheid. Die onbegryplikheid van hierdie fisiese werklikheid van sterre, planete, protone en die elektrone. Van hierdie bewuswording dat daar meer is as wat ons met ons oog kan sien. Geliefdes, dalk kan die natuurwetenskappe ons nou juis help om iets van die verwondering oor hierdie fisiese werklikheid terug te kan kry.
Wees nie verstom as 'n mens deur 'n teleskoop of 'n mikroskoop kyk nie. As 'n mens bewus word van hierdie onnoembare ineengestrengheid van hierdie lewe wat reeds miljoene jare ontwikkel het nie. Maar dalk kan ons geloofsperspektief ons juis ook help om weer in verwondering te wees oor ons ervaring dat daar 'n dieper werklikheid is in wie se hand ons veilig is en wat ons bewaar en vir ons onderhou. Geliefdes, dalk is Spreuke 8 se teks hierdie uitnodiging of selfs 'n uitdaging aan ons om weer met al ons natuurlike wetenskaplike kennis by die Skepper se voete te kan gaan rondspeel. 'n Uitdaging dat ons dalk in die taal en die voorstellingswêreld van ons tyd weer ons verwondering moet uitdruk. Dat ons weer in digkuns, in musiek, in dans, in kuns, maar ook hierdie belydenissstaal iets van hierdie onverstaanbare tot uiting kan bring. Gemeente, geliefdes, dan besef ons ook dat die geloof en die wetenskap nie in kompetisie staan of 'n bedreiging vir mekaar is nie. Natuurlik lyk ons wetenskaplike kennis en hierdie metodes vandag heeltemal anders as die Bybelse tye. Natuurlik is ons verstaan van die werklikheid nou baie beter as toentertyd. Geliefdes, maar juis in die taal en met die verstaanswêreld van ons tyd kan ons vanuit hierdie geloofperspektief in gesprek gaan met ander oor hierdie misterie van ons Here Jesus Christus, van ons God, van Jahwe. Geliefdes, daarom help die Bybel ons. Die Bybel is hierdie lang tradisie van nadenke wat oor tyd heen ontwikkel het en nie ingevul is in hierdie nuwe omstandighede. Hierdie nuwe tradisie wat oor eeue heen in verwondering gebly het oor die feit dat wysheid, die logos, die afstand tussen hemel en aarde kom oorbrug het, sodat ons kan verlustig in ons skepping, in hierdie natuur, in die ekologie. Geliefdes, ek wil afsluit. Dalk is die natuurwetenskaplike taal die beste manier om in ons tyd te praat oor hoe oud die heelal werklik is. Hoe dinge ontstaan het, hoe dinge ontwikkel het, hoe dinge in mekaar steek. Maar dalk is ons geloofstaal ook die beste manier om ons in die tyd, met ons in hierdie tyd te praat oor die onsienlike, die onmeetbare, die werklikheid waarvan ons bewus word wanneer ons in hierdie wêreld leef. En dalk is dit wysheid om ons in dit alles te verlustig. Amen. Ons God, ons hemelse Meester, Here, U wat is die Vader, U wat is die Seun, en U wat in ons woon deur die Heilige Gees. Here, dankie dat ons weer eens kan besef vanuit Spreuke 8, Here, dat U hierdie wysheid self is, Here. Dat ons kan nie hierdie wysheid uitleef as ons nie by U voetebank kan wees nie, Here. Here Jesus, U is die Alfa, U is die Omega. Alles het begin by U en alles sal eindig by U, Here. Here, kom maak vir ons bewus, Here, van hierdie wysheid wat ons net by U kan kry. Here, dankie vir hierdie woord. Here, laat die woord die naprediker wees van alles wat hier gebeur het, Here. Dierbare God, al onthou ons vandag net dat wysheid is die begin van alles, dan het ons alles, Here. Ek vra hierdie gebed in dankbaarheid in U heilige naam. Amen.